Gemeente, goeiemôre. Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se erediens. Dis vir ons 'n groot geleentheid waar hierdie 7 jong lidmate vanoggend belydenis van geloof aflê. So ons is opgewonde ook vir die geloofsreis waarmee die Here met hulle op pad is. En ons wil vir julle sê dankie dat julle vanoggend hier saam met ons is en ook vir die familie en die vriende. Ons gaan nou hoor waar sit julle almal. Wil ons sê baie welkom en is heerlik om julle vanoggend hier te kan ontvang. Ons het hier gebruik dat ons so 2 liedere eers sing as deel van ons voorsang. Ons doen dit sittende en nadat ons die liedere gesing het, dan sal ek vir julle vra om so net aan mekaar toe te draai en som net vir mekaar te groet en te hoor hoe gaan dit met almal wat rondom julle sit. Maar kom ons sit so, dan begin ons voorsang. Gemeente, ons wil sommer net sien by wyse van handopsteek, wie is vanoggend almal besoekers by ons? Ek weet hier's 'n hele paar besoekers, hier's familie en vriende. Ons wil vir julle sê baie welkom. Wie van julle is dit die eerste keer wat julle by ons in die erediens is? Daar so hoeveel hande dat ek gou sien. Is dit net julle 2? Wie gaan vir ons kruisies uitdeel? Nou moet ek eers kyk waar is die kruisies. Dis agter. Wie wil vir ons kom kruisies uitdeel? Gaan jy vir ons kom kruisies uitdeel? Gaan jy? Kom, daar is hy. OK, hierso by aan Lia hier voor en dan agter, hoeveel hande is daar so? Vat sommer die mandjie, daai oom hulle daar met die blou hemp en die swart, hulle moet ook kruisies kry. Julle moet maar opsteek, hulle kan nie sien nie, hoor, so julle moet maar wys waar almal sit. Is daar nog iemand wat vir die eerste keer weer by ons in die erediens is? Daar. Ja, net julle hande opsteek asseblief. Daar's nog hande. Elkeen wat 'n eerste besoeker is, mag 'n kruisie ontvang. Baie dankie. Dankie waardeer hoor. Ons wil sommer by wyse van die kruise vir u as eerste besoeker vanoggend sê baie welkom. Ook by die Here se familie ook hier op Hamlet. Dit is so dat die kruis herinner ons daaraan dat Christus vir ons gesterf het. Maar Christus maak ons ook deel van sy kerk en daarom baie welkom by die Here se kerk. Ook vanoggend ook hier in Hamlet en ons hoop julle geniet ons saam wees en ons nooi julle almal na die tyd ook vir 'n koppie koffie en tee in die sitkamer, so julle is baie welkom om saam te kom kuier. Ons wil ook die gebruik dat ons vir mekaar môre sê en nou is hier sommer 'n klomp dinge wat in hierdie week gebeur het. Daar agter sit Ian, hy het nou net ingestap en hy verjaar vandag. So ons wil vir hom geluk sê met sy verjaarsdag. En dan is hier kinders wat pyk gepresteer het by die akademiese aand by Charlie Hofmeyer. Die ander skole moet vir my asseblief laat weet ook hoe julle kinders gepresteer het en 3 van ons kinders wat vanoggend belydenis aflê is gekies tot die leerlingraad. Anja tot hoofdogter by die koshuis. En Charles het die akademiese prys gekry vir die top akademiese presteerder. En Mia, waar is dit Mia, het die beste student in landbou gekry. En dan wil ons ook die ambassadeurstrofee wat gegee is hier vir ons Goossens vir die voorbeeld en die ambassadeurskap ook rondom die skool. So dis 'n besondere trofee ook, so baie geluk ook vir elkeen van julle. So kom ons sê hallo en kom ons sê geluk. Julle kan na mekaar draai en mekaar groet.
Ek wil vanoggend vir Wilna vra of sy vir ons die kers hier voor sal kom aansteek. En sy gaan vanoggend die kers aansteek sommer vir elkeen van ons as gelowiges, maar die besonder vir hierdie 7 jong lidmate hier voor ons. Die Here stap met elkeen van ons se pad, en as 'n mens nou dink aan belydenisaflegging, het ons nie nou aan die einde van ons geestelike pad gekom nie. Dis maar een van die plekke. Kom hier reg. Ons so as 'n mens dink aan belydenisaflegging, dan dink baie mense met jy het nou die einde van jou geestelike reis bereik. Jy het nou belydenis van geloof in die gemeente afgelê en nou is jy klaar. Maar eintlik is dit maar net een van die stilhou plekke op die geloofsreis waarmee die Here met ons op pad is. En ons wil in die besonder vanoggend vir hierdie 7 jong lidmate sê baie seën. En mag die Here hierdie pad met julle verder stap en mag julle in geloof aan hom vashou en mag julle bly groei ook in julle geloof, en ek weet dis julle wens en dat die Here vir julle ook daartoe sal seën. So die gebruik vanoggend gaan wees, ons gaan ons lofprysing doen, ons gaan 'n kort kindermoment hê en dan gaan ek 'n boodskap gee en daarna gaan ons die bevestiging doen van ons geloof. En elke persoon gaan hier voorkom staan. Kari gaan eerste kom en dan as Kari vorentoe kom, Karel, dan kom staan julle ook hier voor saam met my by die doopvont. En sy gaan antwoord op hierdie belofte. Sy draai na my toe, ek doen 'n kruis op haar hand as 'n simbool daarvan dat deur die doop die Here ook vir haar beloof het dat hy vir haar gesterf het. En dan gaan elkeen van hulle voor hier by die tafel plek inneem. Ook vir die nagmaal wat ons net gaan bedien. So daarmee wil ons elke besoeker vanoggend ook uitnooi. As jy 'n gelowige is en jy het die gebruik om ook in jou gemeente nagmaal te gebruik, is jy baie welkom om vanoggend saam met ons ook deel te hê dan aan die nagmaal. En dan heel aan die einde van die diens gaan ons vir matrikulante vra om hier voor te kom staan met hulle ouers. Hulle het elkeen so 'n geskenkepakkie vir die eksamen wat voorlê. Maar ons wil sommer net vir julle en julle ouers opdra aan die Here ook aan die einde van die erediens. Maar kom ons sit so dan raak ons stil by die Here. Here, ons sê vir baie dankie dat U vir ons vanoggend die geleentheid gee om hier saam met 7 jong belydende lidmate te kan deel hê ook aan hulle openbare belydenis van hulle geloof. En Here, as ons dit vier saam met hulle, dan vier ons ook ons eie geloof, ons eie verhouding in U. Maar ons wil dankie sê dat U vir ons eerste lief gehad het en dat U vir ons gekies het. Want dit is juis U liefde wat gemaak het dat ons daarop kon antwoord, sodat ons hierdie belofte en die voorreg mag hê dat ons U kinders is. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en kom ons loof die Here met 3 lofliedere. Here, wat 'n voorreg om vanoggend vir U te kan eer, ook deur ons lofsang. En dat ons vir U kan erken as die Heer van al die Here. Ook die Here oor ons lewe. En daarvoor wil ons vir U kom dankie sê dat ons die voorreg het om U kinders te mag wees. Maar Here, dankie dat ons ook in hierdie oggend sommer net met ons eie omstandighede by U kan kom wees en kan kom sit. En ook sommer nou net die geleentheid het om in stil gebed ook sommer net te verwoord dit wat nou in ons hart is. Miskien is dit woorde van lof en erkenning. Miskien wil ek sommer net vanoggend, Here, my eie broosheid voor U kom neerlê. En wil ek vir U kom dankie sê dat U vir my liefhet. Miskien wil ek net vanoggend, Here, kom sit met my eie bekommernis en met my vrese, en dankie dat ons dit kan doen in die wete dat U die Here is wat wonders doen en U is die Here wat hoor ook as ons met U praat. En daarom, Here, wil ons sommer dit kom verwoord nou, ook in ons eie woorde, ook in stil gebed.
Amen. Ons het die gebruik om ook nou 'n kindermoment te hê, so ons gaan vra dat die kindertjies hier voorkom sit vir 'n kinderoomblik. Hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Wat dink julle het ek in my hand? 'n Foto. Van wie? Van wie dink julle het ek 'n foto? Van Jesus? Amper. Ek het 'n spieël hierso. So wat sien julle, 'n foto van julleself, nê? Nee. Wie van julle het vanoggend in die spieël gekyk voordat julle kerk toe gekom het? Almal van julle, nê? Nee. Jy het mos nou gekyk of jou hare reg gekam is en hoe lyk jou klere? Is ek reg as ek dit sê? So almal van julle het in die spieël gekyk. Nou weet julle, het jy nog nie vir jouself gesien vanoggend nie? OK. Nou weet julle, ons gaan vanoggend in die kerk 2 Korintiërs 3 lees. En die Here sê daar deur Paulus dat ons almal weerspieël iets van die Here in ons lewe. Nou dit beteken, as julle in 'n spieël kyk, dan sien julle julleself, nê? Maar as ander mense na julle kyk, dan sien hulle nie net vir julle raak nie, maar hulle sien ook vir Jesus raak in julle lewe, nê? Want die Heilige Gees is in ons, en 2 Korintiërs 3 sê, hy sê daardie heerlikheid van die Here is elke dag in ons, en elke oomblik spieël ons vir Jesus na die mense toe. So as julle gaaf is, en julle leef in liefde teenoor mekaar, en julle glo in die Here, en julle leef dit elke dag, dan kyk mense na julle, dan sê hulle, "Sjoe, maar ek het vir Jesus vandag in jou lewe raak gesien." Gaan julle dit onthou? Dat ons 'n spieël is van die Here, nê? So wanneer mense na ons kyk, dan sien hulle vir Jesus in ons. Is dit reg so? Maar kom ons bid dan net saam. Kom ons bid so. Here, baie dankie dat ons 'n spieël het waarin ons in die oggend kan staan en kyk of ons hare reg is en ons versorgd is. Maar nou besef ons ook, Here, dat ons ook 'n spieël is vir ander mense in hierdie wêreld. En daar waar ons by die skool is en by die huis is en dit wat ons sê en dit wat ons doen, wys ons ook vir mense dat U in ons lewe is, want U weerkaats vanuit ons lewe. En nou wil ons kom vra, Here, dat U sal meer word in ons lewe en U vir ons die vermoë gee om naby U te leef en dat U elke dag al hoe sigbaarder in ons lewe sal word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jy het nou geleentheid om Here te dien met die dankoffer. En dan kan julle kinderkerk toe gaan. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Here, baie dankie dat as gelowiges U vir ons deel maak van U werk hier op aarde. Dat ons nie net teruggee dit wat ons uit U hand ontvang nie, maar dat ons ons lewe aan U kan wy en dat ons diensbaar kan wees en dat ons regtig glo dat U ons stuur om lig en hoop in hierdie wêreld te wees. En daarvoor wil ons kom bid, Here, dat U dit ook so sal doen in ons lewe en dat ons vir U sal eer en vir U sal verheerlik ook in deur ons lewe. Ons bid ook nou waar ons nou gaan saam lees uit die Bybel. Here, dat U vir ons deur die woord op so 'n wyse sal lei dat ons ook vanoggend U woord en U stem vir ons lewe mag hoor, maar dat ons dit ook in gehoorsaamheid sal gaan naleef. En dit kom bid ons vir elkeen van ons. Amen. Gemeente, en vir julle as 'n belydenisgroep, ons teksgedeelte kom vanoggend uit 2 Korintiërs 3 en ons gaan nou lees vanaf vers 1 tot en met vers 6. Ek lees die volgende woorde, daar staan: begin ons nou weer onsself aanprys, of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is
deur ons diensgeskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat nou bekwaam gemaak het ons as bedienaars van nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewend. Ek wil sommer vanoggend begin deur te sê dat vir my 'n ongelooflike voorreg was om vanjaar hierdie pad met hulle as 'n belydenisgroep te kon stap. En ek wil ook vir u as ouers sê dankie vir die wyse waarop u kinders ook begelei, ook in 'n verhouding met God. As 'n mens met hulle praat en jy gaan luister na dit wat hulle wens is, dan is dit regtig dat hulle sê dit is hulle begeerte om so te leef dat die Here deur hulle sigbaar sal wees, dat die Here hulle sal gebruik. En die beroepe wat hulle kies is ook beroepe waar hulle regtig glo die Here hulle gebruik om diensbaar te wees, om 'n verskil te maak ook in die lewe van ander. Ek wil vanoggend begin deur hierdie gedeelte te vra, wie van julle het al 'n getuieskrif ontvang? Nou weet ek nie of daar vandag nog deur die skole getuieskrifte gegee word nie. Ek dink dit het redelik in onbruik geraak. Kry julle nog 'n getuieskrif as julle klaar maak met skool? Dankie Gerard. So as julle nou matriek is en julle gaan doen nou aansoek vir werk of vir 'n studiebeurs of vir die universiteit, dan kry jy nou 'n getuieskrif. Nou daardie getuieskrif is myne. Toe ek op Robertson in matriek was, ek het hom gaan uitgrawe om iets te sê van die ouderdom waarop julle nou ook nou is. Nou as 'n mens dink aan 'n getuieskrif, dan getuig die skool of wie ook al die getuieskrif skryf om te sê van waar was julle oral in die skool betrokke, wat het julle gedoen, maar daar word veral gekonsentreer op julle karakter. So hulle sal sê, maar julle was vriendelik of julle was meelewend, julle het 'n verskil gemaak in mense se lewens of julle het regtig hard gewerk en hierdie getuieskrif vertel iets van julle sodat wanneer julle nou gaan aansoek doen vir werk, dan is dit dat mense hierdie getuieskrif lees en dat hulle iets van jou leer ken deur die persoon wat hierdie brief geskryf het. Nou in die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, begin Paulus ook, dan sê hy, julle is my aanbevelingsbrief waar julle ook al gaan. Dit was so die gebruik gewees, as jy as Christen rondbeweeg het tussen ander gemeentes, of jy het oor die evangelie van Jesus gaan verkondig, dan het jy 'n aanbevelingsbrief gehad, en hierdie persone het dan nou iets oor jou gesê wat jou aanbeveel het, sodat jy toegelaat kon word om daar die evangelie te kon vertel of te kon deel. En ek wil vanoggend nie net vir julle nie, maar vir elkeen van ons vanoggend die vraag vra, wat skyn deur jou na buite? Hoe lyk jou lewe wanneer mense na jou kyk? Want jy sien, in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, kom die Here en sê hy, julle is my aanbevelingsbrief in die gemeenskap. So waar julle ook al mag beweeg, is dit dat julle iets van die heerlikheid van God wys, ook vir die wêreld daar buite. Nou, Paulus sluit by hierdie gedeelte aan, by Eksodus 34, waar Moses, toe hy die 10 gebooie ontvang het, het die Here hom met 'n wolk bedek, en in die Bybel lees ons dat sy gesig het geglans van die heerlikheid van die Here, maar toe hy weggegaan het van die berg af, het daardie glans minder geword. Maar nou kom Paulus in hierdie gedeelte, hy sê nee, daardie glans in ons lewe is permanent, omdat die Gees van die Here in ons is. En dis die Gees van die Here wat ons bemagtig en wat vir ons toerus om die heerlikheid van God uit te straal. So waar die heerlikheid in Moses se lewe tydelik was, wanneer hy by God was dit daar, maar wanneer hy wegbeweeg het, het dit verdwyn. So is die heerlikheid permanent in elkeen van ons se lewe. En daarom sê hy dat daardie heerlikheid is geskryf nie met ink nie, maar deur die Gees van die Here in elkeen van ons se harte. So ek wil vanoggend vir julle sê, as julle hier is en julle sê, maar ek wil groei in my verhouding met die Here, ek wil nader aan God beweeg, dan sê die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, dis nie iets wat ons kan skep nie, maar dis iets wat van God afkom.
En as dit van God afkom, dan beteken dit ons moet naby God leef, ons moet toelaat dat die Here deur sy woord en sy gees ons so vorm dat ons die vermoë het om eintlik hierdie heerlikheid van God dan ook te kan uitstraal. So as 'n belydenisgroep wat vanoggend belydenis van geloof aflê, is dit dat julle vanoggend hier ook uitstap en dat julle julleself kom herinner om te sê, my julle is God se aanbevelingsbrief in die wêreld. Ek het eendag 'n bumper sticker gesien waar iemand gesê het, jy is miskien vandag die enigste Bybel wat iemand gelees het. So hoe ek bestuur weerspieël iets van God se heerlikheid. Hoe ek praat en wat ek sê en wat ek doen, weerspieël iets van God se heerlikheid. En julle is hierdie aanbevelingsbriewe, hierdie getuieskrifte van God ook in die wêreld. Ek het 'n bietjie gaan kyk daarso en die vraag is, hoe groei ek in my geloof? En ek het vir julle so 10 beginsels deurgegee waaraan julle kan vashou. En die eerste een is wat uitstaan as jy lees oor mense se verhouding met die Here, jy gaan kyk wat beteken dit om te groei in ons verhouding met die Here, dan sê hulle dit is iets wat nie van self kom nie, maar dit is geloofdissiplines wat ek moet aanleer. Dis iets wat ek moet skep. En die eerste een is om Christus altyd eerste in julle lewe te plaas. En dit beteken dat julle hier gaan uitstap vanoggend en sê alles wat ek doen gaan eintlik oor God. En ek wil hom eerste stel in my lewe. Hy kom eerste in my verhoudinge, hy kom eerste in hoe ek leef en hoe ek werk. En hierdie beginsel dat ek vir Christus leef, vorm eintlik my lewe. Dit gee karakter ook aan my Christen wees. Selfs in jou werksplek eendag as jy gaan werk, sê die Here, julle doen nie julle werk asof julle dit vir mense doen nie, maar vir Christus. En dit beteken ek is hardwerkend, ek leef met integriteit en dit word sigbaar in hoe ek leef en optree. En daarom is dit dat ons sê jou eerste geloofsdissipline is om te sê ek plaas Christus eerste in my lewe. Die tweede geloofsdissipline wat uitstaan is dat mense sê jy kan nie groei sonder om Bybel te lees nie. En daarom moet ons elke dag Bybel lees. En beteken dit dat die waarhede wat ons in die Bybel lees, ek moet leer om te sê, maar hoe gaan ek dit toepas in my lewe? Dis nie net om dit te hoor nie. Ons het donderdaande Bybelskool en as ons baie keer bid by die Bybelskool, dan sê ons ook vir die Here, maar moet nie dat dit net verstandskennis bly nie. Help vir ons om dit wat ons leer, om dit deel te maak van ons lewe. En julle moet dan gaan en sê, maar dit wat ek in die woord lees, moet ek integreer met my lewe. Dit word sigbaar ook in my lewe en daarom moet ek dit elke dag kan lees. Dis ook belangrik om te bid. En gebed word deel van my geloofsvolwassenheid. Dit beteken om afhanklik te leef voor die Here. Om te leer met die vermoë om te leer luister na God. En dis nie iets wat van self kom nie. Dis 'n dissipline wat jy vir jou moet skep. Maar in alles hoor ons dit is God wat hierdie werk doen. Dis God wat ons bemagtig. Dis God wat ons toerus ook vir ons lewe. Die vierde ene is daar so ons leef met dankbaarheid, maar ook met aanbidding. En dit beteken leef bewuslik van God se hand ook oor julle lewe. Iemand, ek dink Wilna het eenslag vir die jaar se belydenisgroep gesê, sy kies om bewuslik te leef. As ek elke oggend opstaan en sê ek, Here, U gee hierdie dag vir my. As ek die berge rondom my sien en ek sien die vrugtebome, dan sê ek, Here, U sorg vir my. U is in beheer van my lewe. En as ek in dankbaarheid begin leef en in aanbidding begin sê waar God oral in my lewe betrokke is, leer ek eintlik om God se hand ook in my lewe te erken. Die vyfde ding is woon eredienste by. 'n Mens kan geloof in jou beoefen in jou stilte tyd, maar dit is ook belangrik om te weet ek is deel van 'n geloofsgemeenskap en dit word die ruimte waar ons geloof beoefen. Dis waar ons vir mekaar bid. Dis waar ek leer om my geloof met ander te kan deel. Nie net is dit 'n opdrag om te sê jy mag nie wegbly van die samekomste van die gemeente nie, maar dit word die geleentheid om te groei en om te besef ek is nie alleen nie, maar God maak my deel van hierdie geloofsgemeenskap. Die volgende punt is om te dien, om ander te dien. 'n Mens groei alleen wanneer jy jouself prysgee. Jy groei alleen wanneer jy diensbaar raak
En daarom leef ons altyd met hierdie belofte om te sê, ek wil 'n verskil maak. Ek wil 'n dienaar wees van die Here, ook in my omgewing. Daarom beteken dit geloof vra dade. Ons kan nie net sê ons bely ons geloof, maar ons leef dit nie. En daarom maak ons ook geloofskeuses wat altyd God eer. Gaan regtig wanneer ek voor keuses te staan kom en gaan vra vir jouself af, maar hoe word God gedien ook in hierdie keuse wat ek nou doen? Is dit tot eer van die Here of is dit tot sy nadeel? En maak keuses wat die Here dan eer. Volgende punt is soek kwaliteite wat waardes het, wat liefde, verdraagsaamheid, sagmoedigheid om God te eer. En die heel laaste een is, moenie wegskram van beproewinge op julle lewenspad nie. Want beproewings is daar om ons te help groei ook in ons geloof. Moenie te vinnig wanneer die lewe partykeer met julle rof is en dit moeilik is, dadelik net moed opgee nie. Maar hou vas van die Here, bly glo dat die Here met julle pad stap. En deur beproewings en swaar kry, is die Here besig om ons geloof te vorm en groei ons ook in ons egtheid, ook in ons verhouding met die Here. So ek wil vanoggend vir julle kom sê, as julle sê ek is hier omdat ek lief is vir die Here, ek is hier om die Here te dien, dan beteken dit dat julle vanoggend kom sê, maar ek is ook God se aanbevelingsbrief. Ek is sy getuieskrif en mense sien die Here ook in my lewe raak. In die gedeelte in 2 Korintiërs 2 in hoofstuk 3 sê Paulus, julle is wierook, julle gee aangename geur in hierdie wêreld. Julle is ook 'n boek wat deur ander gelees kan word en julle is 'n spieël wat die heerlikheid van God terugspieël ook in hierdie wêreld en mag die Here vir julle daartoe help. Ek gaan nou voort met die formulier en ek gaan nou die formulier van die belydenisaflegging aan julle voorhou. En nadat ek dit gelees het, ek gaan ook die vraag lees. Hulle gaan elkeen hier voorkom staan, hulle gaan kom antwoord. En as elkeen hier voorkom staan, wil ek vra dat die ouerpare dan saam met my net hier by die doopvont sal kom staan asseblief. Julle sal die foto sien van elke kan die persoon en ook 'n getuienis. Dis of 'n teksvers of 'n persoonlike getuienis wat vir hulle sommer net ook gedra het tot nou toe ook in hulle geloofslewe. As ek kyk na die formulier vir openbare belydenis van geloof, dan word ons herinner daaraan dat toe julle gedoop was, het God beloof dat julle aan hom behoort. Want die doop word die herinnering dat in Christus ons gewas is van ons sondes. Julle ouers het julle beloof dat hulle vir julle sal grootmaak in hierdie waarheid en vir julle sal help om hierdie waarheid te ontdek. En vanoggend kry julle die geleentheid nou om julle eie geloof, julle eie verhouding met God voor die gemeente te kan bely. En is dit eintlik 'n antwoord op dit wat die Here in die doop ook vir julle kom beloof het. Die feit dat jy vandag hier van belydenis van geloof af lê, beteken dan dat jy verantwoordelikheid neem vir jou eie lewe, maar dat jy dan ook antwoord op die doopbelofte. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy nou in jou hart glo, naamlik dat Jesus die Here is en ook die Here is van jou lewe. Jy sê ook dat jy hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe, dat jy aktief by die kerk betrokke sal wees en dat jy as 'n getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem om gereeld die Bybel te lees, te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Deur die jare in die katekese het jy 'n sekere kennis van God en die Bybel in die kerk verwerf. En vandag sê jy dat jy dit nie net verstandskennis is nie, maar dat jy met jou hele hart daarop vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om nou ook in die erediens voor God en die gemeente dan ook hiervan te getuig. En julle gaan nou vanoggend op 4 vrae antwoord. Die eerste is, dat glo julle dat die leer, soos die Ou en die Nuwe Testament, en die belydenisskrifte van ons kerk vervat en die gemeente hier geleer word, die ware en volkomme leer van die verlossing is. Eintlik sê ons daardeur, ons sê ons redding is deur Christus alleen, ons word gered deur genade alleen, ons glo dat ons ook deur geloof alleen dit ontvang, en ons wil leef tot eer van die Here alleen,
en dat ons die Bybel aanvaar as God se woord alleen ook vir ons lewe. Beloof jy dan ook as lidmaat van die gemeente van Christus, dat jy deur die genade en die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, en elke lering wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, dat jy hom liefhet, en beloof jy om te dien, sy naam getrou te bely voor die mense, en om aktief aan die werksamehede van die kerk deel te neem? En aanvaar jy dat jou medegelowiges as medereisigers saam met jou in jou verhouding met die Here die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Ons gaan nou vir julle die geleentheid gee om nou ook self hierop te antwoord. So Kari, ons gaan eers jou foto wys en jou belydenis, en dan is jy en jou ouers welkom hier voor te kom staan. Weet jy waar Karel nou nie? Sê weer? Jy kan net ja sê. Ja. Maar wag net vir jou paal, dat hulle hier voor kom staan. Hoor, jy kan soms so staan na die gemeente kyk. Okay. Ja, ek sê ja. Okay. Kari, met die doop is dit dat die Here vir jou ook herinner dat hy vir jou gewas het, ook in sy bloed, dat jy syne is. Baie geluk ook hoor. Julle mag haar maar druk. Baie geluk julle. Baie geluk ook hoor, baie seën op vir julle. Kari, kan jy daar gaan sit, dankie. Anja? Net goed. Ja. Anja, hierdie doop is die Here vir jou beloof dat hy vir jou gewas het van jou sondes en dat jy syne is. Baie geluk. Baie geluk ook julle hoor. As hy baie seën vir julle. Heinrich. Ja. Heinrich, by die doop het die Here vir jou beloof dat hy vir jou gesterf het en gewas het van jou sondes en dat jy syne is. Baie geluk. Ja. So, agter jou. Ja. Okay. Adrian, hierdie doop kom die Here en hy herinner jou dat jy aan hom behoort, dat jy syne is. Baie geluk ook hoor. Baie geluk julle. Nicole. Kan maar antwoord. Ja. Nicole, die doop kom die Here en hy herinner jou dat jy aan hom behoort en dat jy syne is. Baie geluk. Daar's baie geluk julle hoor. Baie seën vir julle. Baie geluk ook. Daar's hy. Okay. So nou, die doop herinner die Here dat jy aan hom behoort en dat jy syne is. Baie geluk. Baie geluk julle. Ja, baie geluk hoor. Baie geluk. Hey Andri.
Ja. Ja, Andri, die doop herinner die Here dat jy aan hom behoort, dat jy syne is, baie geluk. Baie geluk ook, baie seën vir julle hoor. Baie geluk ook. Okay. Ek wil nou vanoggend op grond van die ja wat julle gesê het, vir julle kom bevestig nou, dat julle deur julle openbare belydenis van julle geloof dan lidmate is, belydende lidmate is van die NG Gemeente Prins Alfred Hamlet. Ons bid dat die Here vir julle sal beskerm op julle reis en dat julle altyd sal onthou dat julle leef in die teenwoordigheid van die Here en dat die belydenis wat julle vanoggend afgelê het sal deel bly van wie julle is en dat julle sal volhard en sal groei in julle verhouding met die Here. Want as ons bely ons is God se kinders, dan beteken dit ons weerspieël iets van God se heerlikheid. En die teks van vanoggend sê, ons kan dit net onsself doen nie, maar dit word God se werk. Maar die Here skep vir ons geloofsdissiplines om ons te help om naby hom te wees, sodat ons sy heerlikheid ook mag weerspieël. So mag die Here vir julle seën op julle geloofsreis ook saam met hom. En gemeente, ek wil hê julle moet hierdie belydende lidmate ontvang as lidmate van die gemeente. Bly bid vir hulle, stap 'n pad saam met hulle. Soos elkeen van ons beleef hulle ook soms krisisse op hulle lewenspad en is dit vir ons nodig om vir hulle te begelei en vir hulle te bid en ook te seën. So ons gaan nou 'n gebed doen. Ons het gebruik om ook ons hande uit te steek om hulle te seën. En ek wil vra dat die ouer pare van die kinders net gou julle hande opsteek waar julle nou sit. Julle mag redelik opsteek. En nou wil ek vra dat mense wat rondom hulle sit, wil julle nie sommer net die ouer pare ook sommer net so aanraak as ons vir hulle bid nie. Kom ons bid saam. Here, U weet dat elkeen van hulle wat vanoggend hier ja gesê het, dit eerlik bedoel. Maar ons weet ook, Here, om te groei in ons geloof vra werk. Dit vra om in 'n verhouding met U te leef, dit vra dat U naby ons sal weer bly en dat ons in 'n verhouding met U sal leef in verbondenheid met U. En daarom bid ons, Here, dit oor elkeen van hulle se lewe. Ons bid dat U vir hulle sal vashou, ook in tye van geloofskrisisse, in tye wanneer dit met hulle swaar gaan en hulle deur beproewinge gaan. Dat U vir hulle die geloof sal gee om aan U vas te hou en vir U te bely en vir U te erken as die Here oor hulle lewe. Dankie vir hulle as ouers wat hierdie pad saam met hulle gestap het tot nou toe en nog steeds stap. En ons bid, Here, U seën en U genade oor hulle as jong mense, oor hulle as ouers. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons gaan nou aansit aan die nagmaalstafel. En ek wil vra vir Peter, jy nie meer weer sal kom help, dat ons net die tafel in gereedheid kry nie asseblief. Ons gaan nou vir die wijkleiers en die kerkraad vra om vir ons die tekens uit te deel. Ons nooi vir u, as jy die vrymoedigheid het in die eie gemeente om nagmaal te gebruik, is jy baie welkom om dit nou te doen. En ons ontvang die tekens en na die instellingswoorde gebruik ons dan die tekens saam. So julle is welkom nou te kom uitdeel. Voor ons dan ook 'n gebed gaan doen, gaan ons nou vir Anlia vra om vir ons te sing Yet Not I, but Through Christ in Me. En hierdie lied is vir die belydenisgroep, maar vir elkeen van ons ook as herinnering dat in Christus ons deel het aan die Here. Gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold my hope
only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future's sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. With every breath, I long to follow Jesus. Oh, that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Anlia, baie dankie. Dankie dat jy vir ons vanoggend kon bedien, ook met hierdie woorde. En dis woorde wat vir ons herinner dat in Christus ons deel het aan die Here. So baie dankie ook daarvoor. Gemeente, kom ons sit so, dan bid ons net saam. Here, as ons nou hier aan die nagmaalstafel sit en nou die tekens van die brood en die wyn gaan ontvang, kom bid ons dat U vir ons sal versterk in ons geloof. Dat ons mekaar sal herinner dat in Christus ons aan U deel het, dat ons gewas is deur U bloed, en dat ons die vermoë het om in 'n verhouding met U te leef, ook teenoor ander. En daarom, Here, kom vra ons nou dat U vir ons sal bedien met hierdie tekens van brood en wyn. Amen. Gemeente, kom ons staan en dan bely ons geloof hardop saam en daarna gaan ons die tekens gebruik. Julle kan staan. Julle kan omkyk as julle wil hoor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Gemeente, as 'n mens gaan kyk na die nagmaalsformulier, dan word ons herinner dat die nagmaal as 'n verbondsmaaltyd verskillende betekenisse het.
Een van die betekenisse is dat dit ook 'n gemeenskapsmaaltyd is met die lewende God en ook met mekaar. En dit is interessant die woorde lewende God. Dit beteken dat ons vanoggend ook hierdie tekens in die brood en die wyn gaan neem in die teenwoordigheid van die Here wat opgestaan het uit die dood, wat die Gees in en my jou leef. En beteken dit dat dit die Here is wat elke dag saam met my en jou op hierdie geloofspad is. En mag die herinnering dat ons aan God deel het en dat ons dit kan deel ook met mekaar, ook vir ons vanoggend dan ook versterk. Gemeente, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening vir al ons sondes. Gemeente, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit en drink en glo dat sy bloed vergiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Jy kan maar vat, jy kan daai. Ja. Here, op die geloofspad wat U met elkeen van ons stap, is ons so dankbaar vir die tekens van brood en wyn en die doop wat ons herinner aan U genade en U liefde vir ons en ons kinders. Dankie Here dat ons mag weet dat U nie net vir ons verlos het nie, maar dat ons leef in 'n verhouding met U. En daarom bid ons dat U deur U Gees en deur die woord, Here, ons lewens elke dag sal vorm tot U eer alleen. Ons wil dankie sê, Here, dat ons ook vir hierdie 7 belydende lidmate vanoggend aan U kan kom opdra en kan kom bid, Here, dat U vir hulle sal versterk. U vir hulle naby aan U sal hou en dat hulle sal weet dat vanoggend maar een van die plekke is waar hulle geloof in U kan bely. Maar dat U met hulle pad stap en dat hulle nog steeds besig is op hierdie geloofsreis saam met U. Daarom sê ons dankie, Here, vir kinders wat ook baie gepresteer het. Dankie ook vir hulle wat baie hard gewerk het, nie noodwendig altyd die erkenning met 'n sertifikaat ontvang het by akademiese aande nie, maar waar hulle bewustelik leef met die wete dat U vir hulle seën, dat U vir hulle versorg en U vir hulle dra. En ons kom bid dit in U naam ontwil. Amen. Gemeente, ek wil net enkele afkondigings net uitlig. Ons wys hier op die gebedslys aan die agterkant. Ons dink in die besonder ook aan Dion en Lisma Konradi hulle met die afsterwe van Dion se ma.
En ons bid vir elke persoon wie se naam op die gebedslys is, bid dat die Here ook sy hand van genesing oor elkeen sal hou, maar vir elkeen ook sal dra en sal vashou ook in hierdie tyd. Dan herinner ons ook aan die gemeentekamp. 24 tot 26 Oktober is volgende naweek. As daar van u is wat nog besluit u wil gaan, moet jy asseblief vir Beulah net by die kerkkantoor skakel, dat ons net kan reël met die bevestiging van plekke. En ons gemeentekamp is by Kampala, net so buitekant Bonnieville. Dan wil ons ook sommer net vinnig terugvoering gee oor ons straatwerk uitreik. Ons was so 4 wat die aand uitgereik het in die middestad van Kaapstad, en ek gaan vir Drian vra of hy nie vir ons gou so iets net wil deel nie. Sommer daar by die mikrofoon asseblief, Drian. Môre almal. So ja, die moet net vir my geleentheid gee om ietsie te vertel van die aand. So ons het soos 6 uur se kant vertrek van hier af en soos net voor donker daar in die middestad van Kaap aangekom. En ja, ons was so stillerig, ons het eintlik geweet wat om te verwag hê. Ons was nie bang nie, maar ons was soos opgewonde bang. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Ja, ons het toe daar soos daai geel buppies gekry en soos klomp klein boekies en 'n skoenlapper en ja, alles het 'n storie agter dit. En ja, toe begin die stap. Ons het daar in 2 groepies opgedeel. Ons groepie het met die haweloses gepraat en die ander groepie het met die prostituie gepraat. En ja, ons het toe die stap begin. Dit was so stillerig en toe ons hoor daai soos die een besige pad kom en toe begin die alleys begin dit toe lewe kry. En ons het toe ons eerste aanraking dink ek was 'n normale hawelose persoon. Ons het niks regtig gedink daarvan nie. Ons het met hom ietsie gesels en ons het pakkies chips ook gehad en toe het ons dit uitgedeel en ja, dan het ons met die mense gesels en gedurs. En toe daarna was daar 'n paartjie wat daar gesit het en hulle was toe besig om soos dwelms te gebruik. En dit was, ek weet nie van ons almal nie, maar dit was die eerste keer wat ek soos so iets sien. En ja, dit het regtig ons oopgemaak en ja, ons het toe aanhou stap. Okay, so met almal het jy daar met hulle gesels en dan het jy vir hulle gebid, jy het vir hulle soos gevra, ken jy vir Jesus, wat so naam, hoe het jy hier soos opgeëindig, wat doen jy? Ja, en dan het jy net die hele tyd bietjie met hulle gepraat en dan nadat jy gepraat het en vir hulle gebid het, dan het ons weer aangegaan na die volgende persoon. En ja, daar was baie goeders wat uitgestaan het, soos daar was 'n tannie wat saam met ons gestap het. Ek kan nie haar naam onthou nie, maar ja, sy het vertel soos ons stap en dan daarbo is klomp geboue en goeders wat donker is en wat nou toe is, wat mense nie meer gebruik en dit was alles soos kuierplekke en clubs en ek weet nie wat alles nie. En gelukkig het dit toegemaak want dit was soos mense wat nie lekker op die regte pad was nie, hulle het dit gebruik. En ja, dis eintlik 'n baie goeie ding vir ons as Christene want dis minder mense wat sulke goeders doen. Ons het met baie weird mense in aanraking gekom, soos weird prostituie wat met ons probeer praat het en homeless mense wat soos ons het die dominee het met hom probeer praat en hy het soos net daar gestaan en gewag vir die pakkie chips om uitgedeel te word en toe hy dit vat, toe daar gat hy weer. Ons het regtig tyd gehad om met hom te praat nie. En daar was tot 'n ou wat gesê het hy is Jesus self en ons het soos gedink wat hel is die mense se probleem en ons is nie regtig gewoond aan mense soos dit nie. En ja, ons oë was regtig oopgemaak en ja, ons moet regtig dankbaar wees vir die mense wat rondom ons is en die gemeenskap wat vir ons help as ons nou soos in 'n verkeerde goedjies doen of verkeerde keuses maak, dat hulle vir ons reg help, want daai dinge, of die mense, hulle het nie regtig daai mense rondom hulle om vir hulle te help nie, en daarom sit hulle daar op die straat en doen die verkeerde dinge. En wat is daar nog? Is dit okay. Ek wil net 'n laaste dingetjie sê. Volgende jaar hopelik gaan ons dit weer doen, seker ook. En ouers met tieners, asseblief laat julle kinders dit doen. Dis regtig 'n belewenis en
Ja, dankie. Dankie Brian. Ja, Drian het nou nie gesê nie, maar hy het ook 'n aanbod gekry. Ons was een keer as predikant in die Noord-Kaap met 'n vigstoer in Natal. Nou ons in die Noord-Kaap praat ons nie regtig Engels nie. Nou loop ons met hierdie vigslapelletjies en ons staan daar so 'n stampe vrou en een van ons predikante en sy sê vir hom, I'm available. En al wat hy sê is, I am clean. In plaas van I am not available. Maar ons weet dit was vakansie, ek weet hier's baie tieners wat nog ook wou saam gegaan het, maar ons sal weer gaan. En ek hoop dit sê iets van julle ook van dit wat gebeur het in hulle lewe, maar ook die verskil wat hulle kon maak. Laastens is gou ons matrikulante. Biola gaan gou vir hulle pakkie oorhandig. So al ons matrikulante kom staan gou hier voor asseblief en dan kom ontvang julle pakkie en dan sal ons graag net vir julle gebed wil doen. Ons wil sommer net vir julle sê met die pakkies, dis eintlik om vir julle te herinner as julle nou so hard leer dat ons aan julle dink en ons hoop dit gaan met julle baie goed en dat die Here vir julle regtig sal seën met wysheid en kalmte ook in julle finale eksamen en baie seën vir julle pad vorentoe, nê. Dat die Here vir julle sal dra en vir julle sal bystaan elke dag van julle lewe. Maar kom ons bid vir hulle ook. Here, as ons vanoggend hierdie matrikulante aan U kom opdra, dan bid ons regtig dat U vir hulle sal deurdra in hierdie eindeksamen en dat U vir hulle sal seën, Here, met kalmte en met wysheid, maar regtig die vermoë om te kan weergee ook dit wat hulle geleer het. Ons wil bid dat U vir hulle sal seën ook op hulle lewenspad vorentoe. Miskien gaan party werk, ander gaan studeer. En ons bid, Here, dat hulle elke dag bewustelik sal leef met die belofte en die wete dat U by hulle is en dat U vir hulle seën met krag en met genade en met die vermoë om elke uitdaging te hanteer. Seën vir hulle en ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Seën vir julle. Baie dankie julle. Ek wil maar vir julle as ouerpare sê wat eenslag in Wellington die hoof ook gesê het is dat moet nou maar nie te hard op hulle wees nie. Hulle probeer mos nou maar net hulle beste. Maar ek weet in my eie huis was dit so gewees is dat as ons in die gang afstap, dan is jy ook altyd daar. Dan sê ons vir hom, jy gaan leer, dan sê pa, ek vat net my break. Maar daai break was omtrent elke halfuur gewees. Maar baie sterkte en baie seën dan ook vir julle. Kom ons staan en dan sluit ons af met ons slotlied I Surrender en dan sal ons die Here se seën oor julle uitspreek. Ontvang die Here se seën vir elkeen van ons. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle in genade verskyn en vir julle barmhartigheid betoon. Die Here sal vir julle gebede verhoor, letterlik sal sy gesig na julle toe draai en hy sal vir julle seën en beskerm. Amen.